Die mensdom het 'n groot probleem. Die bestaande stelsels van lewensonderhoud, produksie, verspreiding en bestuur kan nie die huidige situasie hanteer nie. Weet julle wanneer die bestaande stelsels gemaak is? In die tweede helfte van die 19de eeu. Daarna is hulle 'n paar keer aangepas vir veranderende take en nuwe tegnologieë. Maar die beginsel self het nie verander nie. Die laaste wysiging is in die 50er jare aangebring, ongeveer van 1955 tot 1961. Verleidelik. En aanvanklik, toe die laaste wysiging sedert die 60er jare uitgevoer is, het die opgedateerde stelsel normaalweg gewerk en die take waarvoor dit aangepas is, hanteer. En toe het die probleme begin, wat sigbaar was as krisisse, landspesifiek binne 'n enkele staat, bedryfsspesifiek binne 'n sekere sektor en ook wêreldwyd. Daar was verskeie groot wêreldwye krisisse. Die stelsel van produksie, verspreiding en bestuur het aan die begin van die 21ste eeu, so rondom die jare 2000, sy perke bereik. Die situasie kan vergelyk word met 'n huis met 'n woonplek. 'n Huis word gebou vir 'n sekere aantal mense vir hul alledaagse lewe, hoe hulle leef, waarheen hulle gaan, wat hulle doen, hoe hulle daar slaap, hoe hulle hulself inrig, en met inagneming van die tegnologieë wat op daardie tydstip beskikbaar is. Dit wil sê, as daar stoofverhitting is, installeer hulle 'n stoof. As daar elektriese verhitting is, dan verkoelers, ketels ensovoorts. Maar met verloop van tyd verander eise en tegnologieë verander. En hierdie huis moet reeds herbou word. Dit wil sê, as daar vroeër 'n stoof was, het dit in die middel van die kamer gestaan en daar was net een het, geen afskortings nie, niks om alles te verhit nie. En wat dan? 'n Ketel het verskyn, pype het verskyn. Ja, jy kan pype deur die huis versprei en jouself so verhit. Die stoof is nie meer nodig nie. Die stoof word afgebreek, daar word aparte kamers gemaak. Natuurlik is die huis nie daarvoor ontwerp nie. Dit kom skeef, krom, sleg uit. Die uitleg is swak. Daar is van daardie hoekige kamertjies, gannetjies, alles is, maar so bietjie sleg, nee. Toe kom elektrisiteit. Elektrisiteit word ook versprei, gate word geboor. Toe kom die rioolstelsel en nou kan jy 'n warm badkamer in die huis maak. Voorheen was dit buite, ja, daar by die baddens, maar nou kan jy dit in die huis maak, maar daar is nie plek daarvoor in die huis nie. Dit wil sê, ons moet weer iets uitvind, iets byvoeg, iets herbou, 'n paar nuwe deure, daar stoepe, daar iets anders. Dan die familie, daar, die kinders word groot. Ons moet 2 verskillende families maak, 2 verskillende ingange, 'n paar ander uitbreidings, toevoegings. Die resultaat is hierdie grieselige monster. Dit is al baie keer herbou, herontwerp, gewysig, reg? Maar steeds nie in staat om die take te hanteer nie. Dit is steeds ongerieflik om daarin te woon en ongerieflik om dit te onderhou. Dit kos baie. Alles in ag genome, loop dit alles sleg af. Dit wil sê, alle moontlikhede vir wysiging en opgradering is uitgeput en geen nuwe aksie sal die stelsel verbeter nie, wel die globale stelsel van die mensdom en hierdie huis in die besonder, en sal dit nie help om die huidige situasie te hanteer nie. So wat moet gedoen word? Ons moet 'n nuwe huis bou, 'n nuwe een. Ek het by hierdie gedagte uitgekom, wel, ek het lankal die idee gehad om 'n huis in die dorp te koop en daar ergens te woon, nee. Ek het 'n enorme hoeveelheid van daardie huise gaan besigtig. En op 'n stadium het ek besef dat ek met hierdie huis, met hierdie ou huise wat in die 60er jare gebou is, hierdie houthuise, ek gaan niks daarmee kan doen nie. Met ander woorde, soos hy nou is, maak nie saak watter herinnerings, elektrisiteit of wat ook al badkamers, dit is onmoontlik om daarvan 'n ordentlike woonplek te maak wat aan my huidige vereistes voldoen nie. Onmoontlik. Maak nie saak hoe jy hom aanbou, opknap of herbou nie. Hy gaan steeds oud wees en hy gaan steeds onverrieflik wees. En dit is baie makliker en goedkoper om net 'n huis van niets af te neem en te bou. Niet skoon. Neem onmiddellik die take wat ek benodig en ag. Dit is presies dieselfde probleem waarmee die hele mensdom vandag te kampe het. Maar, wat's fout? Wanneer ons byvoorbeeld ons huis verander, moet ons die huis herbou, ons kan ergens heen gaan, na 'n ander plek, en gedurende hierdie tyd, terwyl konstruksie, herbou, herstelwerk aan die gang is, woon ons op 'n ander plek. Wel, wat om met die hele planeet te doen? Wel, dis onmoontlik vir almal om ergens heen na Mars te vlieg, ja, om 'n soort reorganisasie hier te begin, en dan almal om terug te keer. Dit sal nie so werk nie. En daarom moet 'n groot opknapping gedoen word in die huis waarin ons woon. En niemand wil dit doen nie, reg? Enige iemand wat al opknappings gedoen het en terselfdertyd gewoon het, verstaan my. En so leef die mensdom al vir die 3de dekade. Dit is nodig om reeds te verander. Dit is nie net nodig om te wysig nie, maar dit is nodig om alles heeltemal te verander. Maar daarin. Dit is beter as ons vir eers so aanhou leef. Wel, albei is nie sleg nie, reg?
En hulle sal aanhou leef totdat dinge 'n kritieke situasie bereik, totdat die dak ineenstort, totdat daar hier of daar 'n lek is. Oor die algemeen, totdat alles uitmekaar val. So sal hulle leef totdat wanneer die situasie kritiek word. En die moeilike situasie vereis noodmaatreëls. Dit wil sê, hulle wou nie aksie neem om te wysig, om vroeër te herstruktureer nie. Hulle wou dit nie doen nie. Dan sal dit dringend gedoen moet word, met groot verliese, met groot domheid, en die algemeen, met groot ongevalle, ensovoorts. Wat bedoel jy? Staatsgrepe, revolusies, oorloë en ander massamoorde. Opsetlik of wel, dit het net so gebeur. Van home versterf. Wel, wat kan jy doen? Maar hulle het nie ingepas nie. Die oorlog tussen Europa en Rusland oor Oekraïne is 'n poging deur individuele sektore, veral Europa en Rusland, om voort te bestaan sonder 'n groot hersiening van die stelsel. Dit wil sê om volgens die ou roetine te leef. Europa wil Oekraïne opeet, want hulle kan nog 'n rukkie uithou met Oekraïne se hulpbronne. En Rusland wil nie 'n stuk van Oekraïne prysgee nie, want hulle het dit self nodig. En so stoei hulle met mekaar. Albei kante is bang om regtig oorlog te maak, want 'n groot oorlog sal enorme skade aan Europa en Rusland aanrig en die broos se stabiliteit versteur. Trouwens, die situasie is nogal broos. En die skade van so 'n oorlog, as jy regtig 'n groot een begin, reg. Daar sal meer wees as net die voordeel van die eerste oorwinning. Ja, meer verloor as wat ek gekry het. Daarom druk en byt Rusland en Europa mekaar 'n bietjie, maar durf nog nie 'n groot geveg begin nie. Alhoewel Europa reeds hiervoor voorberei. En dit kan lank aanhou totdat een van die twispartye in duie stort, of Rusland of Europa. Ja, die bestaande stelsel kan nie meer die las hanteer nie. En dit dra plaaslike oorlog, hoewel dit relatief klein is, bring dit nietemin ook bykomende las mee. Ja, dit skep bykomende probleme. Ja, ongerief, ontevredenheid en dies meer. Daarom, maak nie saak wie jy dit verdraai nie, maak nie saak wat jy doen nie, die situasie sal steeds lei tot die behoefte aan 'n groot hersiening van die hele stelsel. Deur oorlog, deur krisis, deur dood. Die stelsel moet vooraf vrywillig verander word, maar niemand wil dit nog hê nie. Nig die laer klasse wil dit hê, nig die hoër klasse wil dit hê. Want almal leef deur traagheid, ja. En nou is ons okay. En wat in die toekoms gaan gebeur, gee ons oor die algemeen nie om nie. Hier. En totdat dit regtig moeilik raak, totdat die duiwel oorneem, sal ons almal voortgaan om te lewe soos voorheen. En so sal 'n verskriklike ineenstorting plaasvind. Daar sal 'n groot oorlog wees, daar sal 'n grootskaalse krisis wees, daar sal 'n soort dodelike epidemie wees, daar sal die vernietiging van 'n beduidende aantal mense wees. Iets van hierdie lys sal verseker daar wees. Ja, wel of wat ek nie gesê het nie, maar steeds iets groots en grootskaals, reg. En baie sleg. Kom ons weg. As mense nie 'n probleem op 'n goeie manier wil oplos nie, dan sal die probleem mense op 'n slegte manier oplos. En dan sal jy onwillekeurig 'n nuwe stelsel moet skep.